Shalom. Vandag raak ons stil rondom Goeie Vrydag. Ons raak verwonderd oor die passie van 'n lewe. Lees gerus Markus 15 oor die kruisiging. Maar kom ons sit eers net rustig, stil. Hou diep asem in en uit. Raak weer eens bewus van die ritme van jou asem. Van die leegword en die volmaak daarvan. Vandag is Goeie Vrydag. Dit is die mees plegtige, dalk sombere dag van die Christelike jaar. In Grieks word dit genoem die Heilige en Groot Vrydag. In Afrikaans Goeie Vrydag. Moontlik kom die woord goed van God se Vrydag. Hoe ook al. Dit is die dag van die kruis. Markus skryf iets wat my elke jaar opnuut tref. Jesus het nie Jerusalem toe gegaan om te sterwe nie. Hy het Jerusalem toe gegaan omdat hy passievol was. Passievol oor God. Passievol oor die koninkryk. Passievol oor die mense wat verpletter is deur sisteme van oorheersing. Sy passie, sy lewenspassie, het hom na Jerusalem gelei. En dis juis sy passie wat tot sy dood gelei het. Borg sê dit skerp. Jesus is nie gedood omdat God 'n offer vereis het nie. Hy is gedood omdat hy die sonde van die wêreld blootgelê het. Die gewone roetine onreg van sisteme wat mense vertrap. Hy is gekruisig vanweë die sonde van die wêreld. En daarin lê die diepste betekenis van Goeie Vrydag. Die kruis is nie God se plan vir straf nie. Dit is die wêreld se reaksie op radikale liefde. Kruis is nie God se plan vir straf nie. Dit is die wêreld se radikale reaksie op radikale liefde. Richard Rohr skryf, die patroon van transformasie is altyd dood getransformeer, nie dood vermy nie. So die een sonder die ander hê. Transformasie sonder oorgawe, vernuwing sonder verlies. Maar die kruis sê juis vir ons, daar's iets wat ons net deur die dood leer. Iets wat ons net leer as ons die diepste plekke raak. Denise Ackerman wat haar eie kruise gedra het, siekte, pyn, die naderende sluier van blindheid, het geleer dat hoop nie 'n dwelmmiddel is nie. Sy skryf, hoop is nie die naïewe gevoel dat alles goed sal afloop nie. Hoop is 'n oortuiging, 'n vasberadenheid, 'n keuse om te bly staan voor die kruis en nie weg te hardloop nie. Sit dalk 'n oomblik met hierdie vraag. Wat in my lewe het reeds gesterwe? Of moet nog sterwe? Sodat iets nuuts kan gebore word. Moenie die vraag antwoord nie. Laat dit net by jou rus.
Die kruis is nie die einde van die verhaal nie, maar dit is 'n werklike deel van die verhaal. En vandag, op hierdie dag, mag ons dit erken, sonder om ons te haas na Sondag. Haal weer lekker diep asem. En laat hierdie kontemplasie by jou rus. Shalom.